Goeiemôre almal. Hoop julle het 'n lekker dag wat voorlê. Ek is lekker klaar gecrossfit en vanoggend hier 4:00 toe word ek wakker en kon nie aan die slaap raak nie. En toe sê ek vir myself, as jy nou nie aan die slaap kan raak nie, dan kan jy nou maar net sowel gaan crossfit. So 5:10 toe meld ek aan en 5:00 tot 6:00 het ons 'n stewige set 'n stel oefeninge gedoen en ja, dis ongelooflik lekker. En as 'n mens jouself so 'n bietjie druk en agterkom, dingetjies begin gebeur of jy sal nog 'n bietjie moet werk hier aan. Ja, dan is daar nogal is 'n op 'n manier 'n grappige ervaring. Jy lag maar vir jouself vir dit wat jy nou nie suksesvol kan afhandel nie. Maar in elk geval, ek het 'n ou koffietjie vir my gemaak. Bietjie boere troos. En ons gaan die ou pypie aansteek. Hy's klaar gestop. Dis my die mooiste ou pypie. Ek het hom gekry by my kollega, my oud kollega, my voormalige onderhoof, Rian Olivier. Wat 'n wonderlike mens. Ek het so ongelooflike waardering vir hom. Ons het baie lekker saamgewerk. Dis 'n man wat my eintlik baie goed verstaan het. Maar kom ons steek nou eers die pypie op. En dan gaan ons lekker gesels. Onderwys. Nou ja, 'n mens kom ook seker nie altyd heeltemal weg. As jy 'n onderwyser was uit die stelsel uit die jou gedagtewêreld is, maar gaan elke keer terug daarheen hoe dit was, wat jy ervaar het. En want jy weet, ek was vir 39,5 jaar was ek in die onderwys. My lewe is gevorm deur die onderwys. Maar dit vat my bietjie nogal terug na my eie skoolloopbaan toe ek 'n kind was, van hoe het ek dinge ervaar? En ek het baie daar by myself gedink, dat dit wat ek ervaar het, ek nie altyd deel gemaak het van my mondering as onderwyser nie, soms daarvan vergeet het en selfs baie keer 'n fout of meer gemaak het in my optrede teenoor kinders. Ongeduldig en dalk baie keer te vinnig van my merk afgewees en nie altyd baie mooi geluister wat die kind sê nie. Ja, en dan maak jy oordeelsfoute en maar ek hoop ek is vergewe en ek hoop ek het nie te veel skade aangerig nie. Maar ja, kom ons probeer eens weer die pypie aansteek. Die twakkies is lekker droog, maar om een of ander rede is die een wat die rookwerk doen, dat is nie so vaardig nie. So kom ons probeer maar weer. Gou. Voel vir my ek moet ekstra hard suig, dat ek die besigheid kan aan die brand hou. In elk geval, as ek nou moet terugdink aan my skoolloopbaan, kyk, ons het nie in my jare, het ons nie graad R of so gehad nie. Sub A, sub B, en dan het standaard 1 begin tot standaard 10, dit was nou die gang van die saak gewees. Maar ek onthou, ek het 'n graad in my sub A jaar, was daar juffrou Cathy Olofse, dit was vir my baie mooi gewees. En daar onthou ek, daar was 'n juffrou Weppener in sub B. En natuurlik nou, teen die tyd wat ek in standaard 1 kom, toe is daar 'n juffrou, ons het haar Nagaap genoem. Nagaap het 'n nagaapie gehad vir 'n troeteldier, sy het hom aangehou in 'n voelkoutjie. Hopeloos laf gewees, dis 'n snaakse mens gewees is. Ja, in elk geval, maar my eerste onderwyseres,
wat op my as kind 'n geweldige indruk gelaat het, wat ek nooit sal vergeet. Sy was so 'n vaal mensie gewees, maar die dierbaarste hart gewees, was juffrou De Wit, my stande 2 juffrou, my hoors by laerskool Nico Brimme op Beaufortwes. Wat 'n liewe mens, sy was so liefdevol. Ek was mal oor haar en ek het goed gedoen by haar. Sy was 'n sagte soort mens. Sy het my hanteer op 'n manier wat ek kon floreer. Maar mense, die jaar daarop, breek al die hel los. As juffrou Coetzee. Juffrou Coetzee het haar hare pikswart gedaai. Sy was 'n kwaai juffrou. En ek sal nooit vergeet, kyk, sy het ons, ek wil nou die woord gebruik, sy het ons gemoer. Sy het altyd so 'n dik liniaal mee geloop. Dan loop sy so tussen die rye af. En dan as kyk sy na die huiswerk, nou, luid sy so teen die boude met die liniaal. Meisiekinders oor die hande, partykeer met jou seun ook maar, jy hou jou hand, kry pak op jou, hou op jou hand. Dan doen ons huiswerk, dan is die huiswerk nie reg nie, dan moet jy nou jou Engelse huiswerkies moet jy nou wys. Standaard 3. As dit verkeerd, hand, slat sy. Maar die grootste ding wat nou gebeur het, wat ek afstootlik gevind het, wat vir my verskriklik vrees ingeboesem het, dan moet ons wiskunde, ons sommetjies, dan moet ons op die bord gaan staan, dan moet ons nou skryf. Dan loop sy so agter juffrou en dan staan sy so 5. Elke moet nou sy sommetjies afskryf van jou boek af. Nou, ek het baie keer, was my goed as verkeerd, ek het die wiskunde nie so, dit is nie my lekker nie, dit is nie lekker gekop aldag nie. Ek dink deels van vrees, ek skakel af. As die juffrou begin verduidelik, dan skakel ek af, want ek is so vreesbevange oor hierdie sommetjies wat ek nie verstaan nie, en dat ek te bang was om te vra. Nou, my pyn het ingekom as ek daar voor hy bord staan, en ek is nie seker of my som reg is nie. Want as die som nie reg is, dan weet ek dat ek gaan nou gewiks word. So dan, as jy nou begin skryf, en jy huiwer 'n bietjie, en sy sê agter jou dan, kak, weet, dan slat sy. As die som verkeerd is, slat sy. As jy huil, dan slat sy. So, dit was, ek is elke dag van my graad 3 jaar, het ek by daai vrou pak gekry. Ek het regtig op 'n stadium gevoel, ek was geviktimiseer, en ek weet nie om watter redes nie. Ek was nie 'n stout kind gewees nie, ek het my maniere geken, ek het vir my gedra in die klas, en dit was vir my 'n ongelooflike slegte jaar, en ek het toe begin skoolsiek speel. Voel toch by arme ma, sy het nie aldag geweet, hoekom is die kind so baie siek nie? Want as ek net by die skool aflaai, dan weet ek moet nou in die klas gaan, en ek is in 'n vrees toestand. Wil nie gaan nie, dan gaan sit ek op my skoolkof, en dan vra die ander mense my, wat gaan ek sê? Ek voel nie lekker nie, ek is naar. Ek sê naar nie, en bokkerrol my keer, maar ek wou nie na die juffrou se klas toe gaan nie. Want ek geweet, as ek daar instap, dan begin het, vir elke ou vakkie wat ons gehad het. Daar is 'n rede hoekom sy my altyd sou slaan. Ek het partykeer tot 3 keer in 'n dag, het ek by haar pak gekry, oor werk wat nie reg is nie, werk wat verkeerd is, werk wat dalk nou nie so netjies gedoen was nie, oor werk wat ek glad nie gedoen het nie. Ja, dit het op my as 'n 9-jarige seentjie, ek was 9, 6, 7, 8, 9, as 'n 10-jarige, het my 'n verskriklike slegte ervaring gemaak, om so elke dag geslaan te word, deur 'n onderwyseres wat
nie regtig 'n liefde gehad het vir kinders nie. En weet jy, sy het my in 'n akademiese wrak ingeslaan. Daai vrou, ek het akademies so agteruit gegaan, nê, dat dit vir my omtrent 5 jaar gevat het om te herstel, danksy ander mense wat my weer opgetrek het. Maar in elk geval, so teen die tyd wat ek graad 3 toe nou, standaard 3 nou klaargemaak het, was my akademiese rekord was af. Waar ek by juffrou De Wit in die 90 gekry het, by hierdie juffrou was ek 'n 60%er. En 60%, tussen 60 en 70%, met hoogste uitsondering, iets 70% gehaal of soiets. Vir 'n standaard 3 kind was glad nie goed nie. En, maar dit vertel 'n verhaal. En in elk geval, dan sit ek nou so op my koffer, en as ek nou skool siek, en dan kom haal my ma my, dan bel die sekretaresse dan en kom haal ma vir my. Dan wil mamma nou by my weet, maar hoekom voel mamma se kind dan nou sleg? Ek dis my maag. Dan kry ek nou 'n medisyn, en my maat sing pyn spesifiek, of so een of Lennox, wat was hy, Lennons, een of ander konkoksie aangemaak, ek het dit gedrink soos koeldrank, solank ek net nie weer terug hoef te gaan, na die skool toe nie, maar môreoggend dan, is dit maar weer so ek het dikwels, so twee keer in 'n week, was ek skoolsiek gewees, en ma het toe nou op daai stadium, het sy maar die ou klein sustertjie van my gehad, en die het daar nou ook nog maar besig gehou, en ja, en nou kom ek ook, nou word ek ook siek, en dan moet sy my ook nou versorg, en ek het ook in 'n sekere sin iets uitgebuit, want ma was, jy weet, dit is nou 3 jaar nadat hulle eie, my jonger sussie aan die dood afgestaan het, so as ek geëet, dan het ma gespring, dit was, wil jy die kind met iets oorkom nie, ja, maar toegedraai in watter, nee, en so aan, en ek het dit geweet, ek het daai kans gevat, so, maar ek het daai kans gevat, te wille van oorlewing, maar in elk geval, so het standaard 4 toe nou gekom, en standaard 5 het gekom, en toe gaan het so 'n bietjie beter, standaard 4 was ook nie vir my 'n vreeslike lekker jaar nie hieroor en daaroor nie, ek het net dooierige onderwysers gehad, wat eintlik nou regtig, ek het altyd 'n gevoel gehad, hulle doen nie verskriklik moeite nie, laat ek net gou vuurtjies gaan haal. Ja, ek het altyd 'n gevoel gehad, hulle doen nie vreeslik moeite nie, en ek het onderwysers gehad, wat by 'n tafel gesit het, en klas gegee het, uit die boek uit voorgelees. En ek kan nie vir u sê hoe dit was my 'n afskuwelike ervaring, dit was my verskriklik sleg gewees, want dan moet al wat ons moet doen, ons liniaal potlood uit, en jy onderstreep, so jy onderstreep daai sin, daar's nie 'n storie wat jy optel nie, jy volg net die motions, daar word niks vir jou vertel nie, uitgelê, interessant gemaak nie, en ja, dit was my slegte situasie, en jy weet, jou register onderwyser het die meeste van jou vakke vir jou aangebied, en is eers toe ons in standaard 5 kom, wat dit 'n klein bietjie verander het, maar in standaard 5 was ons gewees by oom Boontjie, meneer Boonsaier, 'n wonderlike man, en hy het 'n liefde gehad vir kinders. Sy swaar was P.H. Nortje, ja, 'n dosent in Wellington, en nou, 'n interessante ding is, nou P.H. Nortje en oom Boontjie is getroud met 2 susters, en een van daardie susters, die ander suster is, as ek dit nou reg het, was 'n boervrou by daar in Robertson se wêreld, wat is daai plek daar naby? In elk geval,
nie Rosenwil nie, ander een, daar, Aston Robertson, nou kan ek die naam onthou nie, Bonnievale, en daai dogter van daardie dame, die is nou weer hier in die omgewing waar ek bly, en ek het weer vir haar kinders skool gehou. Kan jy glo? Ek hou vir oom Boontjie hou vir my skool, en ek hou vir oom Boontjie se kinders se niggetjie se kinders, hou ek toe nou weer skool. Ja, partykeer is daar 'n vreemde wiel wat draai, né? Maar in elk geval, liewe mense, ek ken hulle goed, sy is nou getroud met 'n Siljetjie hier van die omgewing. In elk geval. Nou ja, toe by oom Boontjie het dit toe nou goed gegaan. Oom Boontjie het die mense opgetrek. Oom Boontjie was 'n verskriklike goeie man geweest. Nou ja, toe sit nou hoërskool toe, en my akademiese progressie was maar skimpie geweest, ja, moeilik gegaan. En nou ja, toe het ek nou, standaard 6 het ek nou maar, ja, ek was nie altyd, nou ja, jy kom in 'n situasie waar mense nou nie meer regtig jou hand vashou nie, en jy is nou redelik op jouself aangewese. En standaard 6 was nie 'n lekker jaar geweest nie. Ek dink ek het daardie jaar ook eintlik in retrospek 'n depressie gehad. Ek onthou dat vir my 'n uur gevat om 'n 10 minute stappie te doen van die skool na die huis toe. En by die skool, ek kon nie die trappe opkom nie. Ek het nie die krag en energie gehad nie. En nou ja, einde van daardie jaar, toe het ek daarom deurgekom. En toe begin ek by juffrou Borchers, by musiek, juffrou, die eerste keer wat ek toe 'n musiek as vak neem, na 'n jaar wat ek die musiek geneem het. En geleidelik het die akademie begin optel. Want daar is in musiek, was daar dissipline by my ingedrul, né? En toe die progressie, die akademiese vooruitgang, wil ek amper sê, by die musiek begin, toe begin het oorspoel na die ander vakke toe. En geleidelik het ek toe opgestaan, akademies, my punte het verbeter. En ek het toe nou nogal op 'n stadium by myself gedink, ai, ek is nou nogal trots op myself. En daar was 'n juffrou Houman gewees. Sy het vir ons wiskunde gegee. Sy was 'n redelike stil en teruggetrokke mens, so klein kortetjie. En maar daar was mense gewees in die klas gewees wat haar siel uitgetrek het, en dit maar 'n negatiewe effek gehad op die algemene ervaring van daardie klas. En hulle het dit baie moeilik gemaak vir die juffrou. Ek het baie daar by myself gedink, ek dink dit was nie reg nie, en dan hierdie juffrou begin huil, en dan sy nou maar uit die klas uitgegaan, dan sit ons nou 'n lekker pere, ons maak nou omtrent wat ons wil. Maar ek onthou dat my wiskunde, die wiskunde wou nie, kon nie. Maar so het juffrou Houman vir my begin wiskunde ekstra klas gegee. Dan gaan ek na die meisieskoshuis toe, daar waar haar kamer is. Dan al die girls moet nou uit die huis, dan vat sy my nou in haar kamer, en dan sit ons, dan begin ons nou te werk. En ek dink my pa het dit gereël, en vir 'n druipeling, en ek het toe daarna, aan die einde van die jaar, toe mis ek nou wiskunde 60% met 'n komma, something. En juffrou het natuurlik nou gesien, maar as jy nou van 'n druipeling tot daar kan kom, dan kan jy aangaan met wiskunde as vak. Nou ja, ons het deur die jare het jy hoërgraad en standaardgraad gedoen, en nou die wiskunde as vak storie het my nie eintlik aangestaan nie, want ek het by myself gedink, ek gaan nie wiskunde gebruik nie, ek wil niks met wiskunde te doen nie, dit was 'n suffering van jare. En ek dink, as hierdie komma wat ek nog nodig het om 60% te kon kry, dit is nou my hoogtepunt by wiskunde. Maar ag, ons vakkeuses was toe nou so, dat ek in die plek van wiskunde, wat ek toe nou gelos het, toe nou kon los, ons was nie verplig soos hy, deesdae waar jy dit moes hê nie, toe kon ek musiek in daardie plek neem. Mense, maar my vakke, ek het geskiedenis, ek het biologie, Engels, Afrikaans, en ek kan die musiek en nog iets gehad.
my punte het ongelooflik verbeter. En ek, o ja, rekeningkunde, en ek onthou aan die einde van standaard 8, graad 10, daar was 'n meneer van Rensburg, hy het vir ons boekhou gegee, rekeningkunde. En ons het, hy het altyd vir ons gesê, luister, julle moet deur die vraestelletjies werk wat aan die agterkant is van die handboek, gebruik dit. Dit is tot jou voordeel. En daardie een keer in my lewe het ek die raad gevolg van 'n onderwyser. Laat my gou koffie drink. Lekker. In elk geval, en daar was 3 vraestelle agter in die handboek gewees. En ek gaan werk al 3 uit. Pa was 'n boekhouonderwyser, so as hy by die huis is, dan vra ek nou maar my vragies en so aan. Pa het party daar vir my probeer verduidelik, ook nou maar sy geduld verloor soms. Hierdie kind wat nie altyd so lekker konsentreer nie. Maar die ouend van die storie is, mense, en daar kom die vraestel se uitslaa. Die vraestel word, toe skryf hy die vraestel, en toe het hy gegaan, en hy het 'n vraestel net so, onveranderd, hy het hom net so uit die boek uitgehaal. En dit was ons vraestel vir ons eksamen. Maar ek skoor daar in hemelhoë punt. En toe vra hy my nou, wat het nou aangegaan? Hoe het jy dan nou reg gekry? Jy het altyd so 'n bietjie gesukkel. Sê ek, meneer, ek het die vraestelle uitwerk. Nou ja, so. Maar interessante ding is, toe trek ons Moreesburg toe, en mense, julle sal nie glo nie, hoe daai vraestel se punt by rekeningkunde het my so geïnspireer dat rekenkunde toe nou een van my lekker vakke geword het vir die laaste 2 jaar van my skoolloopbaan. En net oor ek 'n raad gevolg het van 'n onderwyser, vraestelle uitgewerk het, en woets, hier kom die vraestel presies net soos wat ek uitgewerk het, in elk geval. En ja, dit was vir my baie lekker gewees. Maar toe nou, natuurlik, nou die groot pak slaag wat ek nou al in 'n vorige aflewering vertel het, oor geskiedenis. Geskiedenis is 'n vak wat agtergebly het. Dit gehaat. Maar ek moes nou iets kies, so geskiedenis het nou maar in daai gat ingeval. En nou ja, daardie pak slaaf, vrees is 'n snaakse ding, vrees kan jou ook baie keer laat presteer. En nou die pak slaaf wat ek gekry het in die tweede dag in 'n nuwe skool, hier voor vreemde kinders wat ek nie ken nie, oor ek nie my huiswerk gedoen het nie. Daardie pak slaaf het my van 'n geskiedenis druipeling opgestoot tot top in die klas, boekprys gekry aan die einde van my matriekjaar. Ja, nee, wys jy net, pak slaag kan doen en wat vrees kan doen. So my laaste 2 akademiese jare in die skool, kan ek nou eerlik sê, was vir my lekker. Ek het goed gedoen. Ek was selfs in die rekordeksamen van ons matriek, was ek die topkandidaat gewees. En ek sê dit omdat ek regtig, ek is verskriklik bly gewees. Ek was nogal trots op myself gewees, want ek het heeltyd by myself gedink, ek het so gesukkel, ek het vir jare gesukkel, en ek kon nie akademies vinnig herstel. Dit was 'n geleidelike klim gewees. En nou ja, aan die einde van matriek, baie goed gedoen, 'n goeie gemiddeld gehad. Ek gaan dit nou nie sê nie, want dink julle ek sit staan 'n spog nou hierso. Maar ek het myself oortref hoor. En in elk geval, wat die musiek aanbetref, vir musiekstandaard graad, was ek die beste punt van daardie matriekjaar in Kaapland, dis nie die ou Kaap provinsie behaal. En so ek het my akademiese loopbaan in die skool goed afgesluit. En ek skryf my laaste kurwe wat ek gemaak het, akademiese kurwe, veral vanaf standaard 7 af, graad 9, toe aan onderwysers wat in 1 of 2 vakke verskriklik moeite gedoen het, en my kon optrek, en die oomblik toe ek begin sukses ervaar, weliswaar ook natuurlik met 'n bietjie met 'n pak slaag, daai
tweede dag in 'n nuwe skool, het ek elke vak van my, het ek met vleiende vaandels uiteindelik teen die einde van matriek deurgekom, geslaag, goed geslaag. En elke keer as ek daaraan dink, dan dink ek by myself, jy as 'n kind, jy het 'n verantwoordelikheid, jy moet jou kant bring, maar jy kan floreer as onderwysers begin aandag gee, as onderwysers begin moeite doen. Nou ek weet, party mense bly lui, party kinders is lui, hulle sal lui doodgaan. Party kinders sukkel en ervaar nie altyd, of dink nie altyd dat hulle die potensiaal het om te kan verbeter nie. Ek was in die posisie gewees, dat ek wou verskriklik graag verbeter. Maar ek het nie geweet heeltemal hoe om te begin nie. En my begin van akademiese verbetering was musiek. Ongelooflike dissipline, want as jy wil musiek maak, en dit moet reg klink, en dan mag jy foute wees nie, dan moet jy insit. En van musiek af het my akademiese groei oorgespoel na al die ander vakke. So, waar daar 'n wil is daar 'n weg. Ek sê baie daar vir die kinders, of toe ek nou nog voorgestaan het, ouens, meneer was in daai situasie, ek weet presies hoe julle voel. Ek het pak gekry dat die bissies bewe. Ek weet hoe dit is om te druip. Ek weet hoe dit is om oor jouself te begin dink dat jy's dom. Ek weet hoe dit is as daar onderwysers voor jou staan, wat min moeite doen. Maar ek kan ook vir julle sê, ek weet hoe dit is, as daar 'n onderwyser voor jou staan, wat omgee, wat insit, wat die vak interessant maak. Ek weet hoe dit is, dan as jy vrees het, vir iemand, vir 'n pak sla, die vrees, al kry jy nie die pak sla, maar net die vrees vir 'n pak sla, jou ook kan laat presteer. En dan sê ek vir hulle, ek is die voorbeeld. Ek het swaar gehad, ek het gesukkel, was depressief, ek het gedink ek is dom. Maar alles het begin by Juffrou Botchet en musiek as vak. En geleidelik het ek herstel, en ek het 'n ongelooflike akademiese kurwe gehad, en ek het my matriek geslaag met vleiende vaandels, met hoë punte. En ja, ek dink ook met die genade van bo, en ouers, liefde van ouers wat graag vir jou ondersteun en aanmoedig, dan kan 'n mens iewers kom in die lewe. Ek het egter ervaar dat baie ouers nie altyd hulle kan bring tuis nie. Hulle praat die kinders voor, ag man, los maar die geskiedenis, ag man, dit is nou maar, ek het ook nou maar so gesukkel en, ag, dit is so 'n slegte ou vakkie. Ouers is dikwels nie opgewasse om hulle kinders op 'n positiewe manier te inspireer nie. Iemand het eendag gesê, kyk hoe praat 'n kind met jou. Die manier hoe 'n kind met jou praat, dan weet jy, dit is hoe daar oor jou gepraat word in die huishouding. Nou dit het ek ook ervaar, wat kinders ongelooflik ongeskik is. Nee? Maar ek het maar 'n manier gehad om hulle te hanteer. Ek het nou nie gebek af nie. Maar ek het ook ervaar dat kinders wat positief is, en dan ontmoet jy die ouers, dan sit hierdie positiewe mense, ondersteunend, nie net vir die kind nie, maar vir jou as onderwyser ook inspireer. Nou mense, en ek praat nou spesifiek met my onderwyskollegas, ek hoop julle is in daardie voordelige posisie, al maak 'n mens baie keer 'n foutjie, maar dat jy leer uit jou foute, dat jy 'n positiewe invloed het op jou kinders, en dat jy dit ook ervaar, die kinders se respons teenoor jou, maar ook wanneer jy hulle ouers ontmoet. Baie belangrik.
Want dan weet jy waar jy staan met ouers en met die kind. Ek wens julle 'n aangename dag toe, en 'n lekker naweek, en die vakansie oor 'n week, geniet hom. Onthou die laaste kwartaal is kort, en daar lê nog 'n bietjie merkwerk voor. Sterkte. Lekker dag.